Baie welkom by vandag se erediens. En die goeie nuus. Die goeie nuus is dat ons beplan om, soos die Here wil, dan van volgende Sondag af weer die eredienste in die kerk te kan hou. Natuurlik is daar 'n klomp voorskrifte wat daarmee gepaard gaan en ons wil hulle almal nakom. Maar ons sal al die inligting bly deurgee aan die gemeentelede. Ja, en dit gaan beteken dat ons asseblief ook vra dat elkeen bereid sal wees om bepaalde opofferings te maak, maar om op so 'n wyse weer in die kerk saam te kan wees, is regtig iets om na uit te sien. Wat dan gaan gebeur is dat die eerste diens beplan ons om 8:00 in die oggend dan te hou by die kerk en dit ook op te neem. En dit sal later dan ook op Facebook en YouTube en die gemeente se webblad beskikbaar wees. Dit gaan beteken dat 'n erediens soos hierdie nie meer van 6:00 af op 'n Sondagoggend beskikbaar gaan wees nie, maar hier rondom 9:00. As julle dan ook op die almanak van die gemeente gekyk het, sou julle gesien het dat dit vandag sou nagmaal wees, maar ons glo dat dit 'n mooi geleentheid sou wees om ook weer die erediens in die kerk, soos ek sê, as die Here wil, dan die 20ste September, dan ook met nagmaal te kan vier. So daar sal nie vandag nagmaal wees nie, maar dan op 20 September. Die kinderkerk sal egter nog steeds op video beskikbaar wees. Ons erediens begin dan ook vandag, wanneer die Here vir ons groet. En daarom kan jy weet dat God genade en vrede vir elkeen van ons toesê. Hierdie God wat die skepper is van die hemel en die aarde, wat almagtig is, wat groot is in liefde en onbegrensd in sy genade. Wanneer God ons dan ook op hierdie wyse groet, kan ons nie anders as om 'n lofsang tot sy eer te sing. Kom ons doen dit hartlik saam. Voordat ons dan vandag saam lees uit Jona 3 en 4, kom ons vra in gebed ook vir die Here, dat hy sy woord ook aan elkeen van ons vandag sal seën. Ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U in die heiligheid, want Here, U is gans anders, U is God, U is die skepper, en alles wat ons hier op aarde beleef is deel van die skepping, is 'n bewys daarvan dat U nie net die God is wat geskep het nie,
maar dat U die God is wat onderhou, dat U voorsien en elkeen van ons steeds styf in U hand vashou. En dankie dat U Uself aan ons openbaar. Ons wil graag meer en meer leer hoe U wil hê dat elkeen van ons in hierdie wêreld moet leef. Ons wil in ons geloof groei, want Here, U is vir ons so goed, en ons wil graag doen wat U wil hê dat elkeen van ons moet doen. Seën vir ons asseblief dan ook vandag rondom U woord. Dankie dat ons kan vra dat U ook weer vir ons die ou tyding sal bring. Die tyding wat U so vars en nuut vir ons kan bring deur die Gees van U liefde, van U genade, van U geduld met elkeen met ons. Dankie dat ons dit alles in Jesus se naam mag bid. Amen. Die tema van vandag se preek is Godsbegrip bepaal godsdiens. En dit beteken, dit wat ek van God dink, dit hoe ek God sien, is hoe ek God dan ook in hierdie wêreld dien. Wanneer 'n mens sou dink dat God hierdie streng God is, kwaai is, wat net kyk met 'n vergrootglas om te kyk waar ons dan foute maak, en dit dan elke oortreding sou wou straf, nou ja, dan het 'n mens 'n bepaalde godsbegrip, ek moet sê 'n vreemde godsbegrip, maar die belangrike is dat ons 'n begrip van God sal hê, en nie dit wat ek van hom dink, hoe ek hom sien, hoe ek hom wil hê nie, maar hoe hy homself aan ons openbaar. En onder andere in die Bybel openbaar die Here hom aan ons. En as ons dan vandag uit Jona 3 en Jona 4 dan verder lees, dat ons ook daarin steeds kan leer van hoe God is, en miskien weer eens dat ons ietsie kan leer van hoe God werklik is, en nie soos wat ons, of soos Jona wou gehad het, dat hy moet wees nie. Nou voordat ons saam lees, miskien net vra, wat is die eerste waaraan jy dink, wanneer jy die woord of die naam Jona hoor? Ek is oortuig daarvan, dat meeste mense onmiddellik sou reageer om te sê, hy was die man wat in die vis was. En is goed, en dis reg dat ons dit weet, maar dit sal baie jammer wees, as dit die enigste is wat ons van Jona weet. Want ons almal ken, van kleins af, het ons al gehoor van Jona, die droster profeet van die Here, wat weggeloop het, en op 'n skip was, wat in die see gegooi is, en toe het 'n vis hom ingesluk, en toe het God vir die vis die opdrag gegee, om vir Jona uit te spoeg. En dis die eerste 2 hoofstukke van Jona. En ek wil weer sê, dit sou baie jammer wees, as dit die enigste idee of verwysing is, wat mense van Jona het, want daar is nog 2 ander hoofstukke, en dit is baie belangrik, dat ons ook die 3de en die 4de hoofstuk van Jona lees, sodat ons die totale prentjie hier rondom kan kry. Ek wil sommer dadelik die aap uit die mou uitlaat, en dit is om te sê, dat voordat ons die hele boek Jona as het ware opsom en konsentreer rondom die feit dat Jona die man was wat in die vis is, wil ek tog baie mooi vra, dat ons altyd in gedagte sal hou, dat hierdie boek, Jona, meer oor God gaan, as oor enigiets anders. En wat ons dan vandag ook weer en meer van God kan leer, dit bly 'n heerlike avontuur. Kom ons lees in die 3de hoofstuk van Jona. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe, soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. 'n Mens het 3 dae gevat om dit deur te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap. En toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Nou, daar's 2 dinge wat ons vinnig moet aandag gee in hierdie hoofstuk. En dit is, die stad Ninive was 'n stad wat jy 3 dae lank gevat het om deur te stap. Ons lees dat Jona net 'n dag rondstap in Ninive en eers seker die kortste preek in die geskiedenis preek, en dit gaan die grootste reaksie hê, maar 'n baie, baie kort preek. Sy preek is, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. 'n Preek wat bestaan in die Afrikaans uit 8 woorde. In vers 5 word vir ons vertel wat die reaksie op Jona se preek is.
Ek dink predikers oor alle eeue en oral oor die wêreld beny vir Jona, want so kort preek het die volgende reaksie. Die mense van Nineve het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Nineve uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Nineve laat proklameer, die koning en sy raadgewers beveel, dat mense en dier, grootvee en kleinvee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet nie, en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê, en die mense moet ernstig tot God roep, en hulle van hulle verkeerde dade bekeer, en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander, en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Die prentjie wat vir ons geskets word in Nineve is dat nadat Jona sy 8 woord preek dan gebring het, dat die mense eers reageer, en dan wanneer dit by die koning uitkom, dat die koning sodanig reageer, dat hy van sy troon af opstaan, sy koningsklere uittrek, rouklere aantrek en op 'n ashoop gaan sit, nie op 'n troon nie, maar op 'n ashoop. En dan word daar gesê dat mense en dier almal moet vas, 'n teken van verootmoediging voor God. Hulle moet rouklere aan hê. Ja, diere moet ook die rouklere aan hê. Hulle mag nie eet nie, hulle mag nie drink nie. Want miskien sal God verander en nie meer kwaad wees nie, en dan sal hulle nie omkom nie. 'n Reaksie op Jona se preek, op God se boodskap. Die groot stad Nineve, koning en die mense en die diere wat hulle voor God moet verootmoedig. Vers 10 sê dat wanneer God sien dat hierdie mense hulle bekeer en afsien van hulle verkeerde dade, dat hy die ramp nie stuur nie. Ja, dit is baie duidelik dat ons ook hier lees, so soveel ander plekke in die Bybel, en in ons eie lewe dit beleef, dat God 'n God is van genade. Genade is nie om iets verniet te kry nie. Genade is om die teendeel te kry van wat 'n mens eintlik verdien. God gee vir ons baie keer in sy genade die teendeel van wat ons verdien. Ons verdien ook baie keer straf. Maar wanneer ons tot God bekeer, wanneer ons voor hom verootmoedig, wanneer ons sê dat ons jammer is, dan is God die God van genade. Genade wat ons nie kan beskryf nie, wat ons nie kan verstaan nie, wat ons nie eers hoef te verstaan nie. Maar God begenadig ons. Hy sien af van 'n ramp. God is die God wat in genade sy plan kan verander. Want dit is hoe hy is. God is liefde. God het nie die mens geskep en hy het nie die wêreld geskep om almal te veroordeel nie, maar juis dat ons dan ook die vreugde van Christendom kan beleef. En nie net ons nie, maar elke mens op aarde, wanneer hulle God se boodskap hoor en wanneer hulle tot hom bekeer. Sou dit nie wonderlik gewees het as die boek Jona in die 3de hoofstuk afgesluit het nie, as dit die laaste hoofstuk was? Want God stuur dan sy profeet na Nineve toe, hy kondig God se woord daar by hulle aan, hulle reageer daarop, kom tot bekering, God stuur nie die ramp nie. En ons sou kon sê, soos dat ons baie keer maar geneig is om te kyk aan die einde van 'n boek, of aan die einde van 'n TV-reeks, of van 'n film, om te sê, en as dit 'n gelukkige einde het, is almal gelukkig. En sou dit hier geëindig het, sou dit 'n gelukkige einde gewees het. Maar dis nie die laaste hoofstuk nie. Die 4de hoofstuk is die laaste hoofstuk. Die 4de hoofstuk, wat veral handel oor Jona se reaksie en God se gesprek ook met hom. Kom ons lees saam. Jona 4 vers 1. Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Jona is baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ja, dit het lank gevat om hom aan die bid te kry in die eerste 2 hoofstukke. Hy het eers in die vis begin bid, terwyl die ander matrose op die skip gebid het, maar nou bid hy weer. En hoor wat bid Jona hierdie keer. Ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was.
Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en 'n barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Dis nou 'n baie vreemde gebed van Jona. En weer eens, 'n godsbegrip wat vir ons vertel van 'n godsdiens. Jona beskuldig vir God, in aanhalingstekens. Hy beskuldig vir God, om te sê dat God 'n genadige en 'n barmhartige God is, lankmoedig en vol liefde. Jona sal graag wil hê dat God se goedheid en God se guns oor hom en sy volksgenote moet wees, maar nie oor die slegte Nineviete nie. Maar Jona verstaan nie God se hart nie, want sien, God word nie opgeëis deur 'n mens of deur 'n volk of deur 'n groep nie. God is God. En as God se liefde en God se genade so groot is, dat elkeen van ons maar net kan weet, as dit nie vir God se liefde en genade was, sou ons ook nie in 'n verhouding met hom kon staan nie. Maar ons moet besef dat God se liefde en genade ook so groot is, dat elke mens in 'n liefdevolle verhouding met God kan staan, as gevolg van wie en wat God is, sy genade, sy liefde, sy geduld, vir elkeen van ons, vir elke mens. Jona sien dit ongelukkig nie raak nie, want Jona wil hê dat God moet wees wat Jona wil hê hy moet wees. En dis so belangrik, maar dis so verkeerd. Want geen mens kan hierdie wêreld ons wil op God afdwing nie. Ons kan nie van God maak wat ons wil hê hy moet wees nie. God is wat hy is, en ons kan hom daarvoor aanbid. Ons kan hom loof en prys, want God is God, soos dat hy hom ook openbaar in hierdie aangrypende gebeure waarvan ons in Jona lees. Natuurlik is dit nou nog nie die einde van die hoofstuk nie. Want nadat Jona gebid het, dan vra die Here vir hom in vers 4, het jy rede om kwaad te word? Jona is toe die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit, om te sien wat in die stad gebeur. Moet dit nie mis nie. Jona gaan uit die stad uit, hy gaan sit in die ooste, sodat hy nou mooi kan sien wat gebeur. Hy wil nou nie dat die son in sy oë wees, of dat hy dit mis, wanneer God se oordeel dalk nou oor Nineve gaan kom, want hy wat Jona is, het hom nou mos baie duidelik in woord uitgedruk, en nou gaan hy ook in datum self uitdruk. Hy gaan sit buite die stad en hy wil sien wat het gebeur. Hy wil sien wat gaan gebeur. Miskien gaan God nou weer op hom wat Jona is reageer. En toe het God op hom wat Jona is gereageer, maar nie soos wat Jona gedink het nie. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom, en dit het bo oor Jona gerank, om skaduwee te gee vir sy kop, en om hom van sy misnoë te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. As Jona nou oos van die stad sit en hy het vir hom 'n skuilingkie gebou, dan is hier 'n komkommerplant wat opkom en hy rank oor Jona se kop, sodat dit vir hom koelte kan gee, sodat dit vir hom baie lekker kan wees. En dan lees ons omtrent vir die eerste keer in hierdie boek dat Jona oor iets bly is. Hy is bly om nou te kan sit, so as dit ware asof hy nou die toeskouer is, asof hy die persoon is wat kan gaan vertel wat hierna gebeur. In die lekker koelte van die komkommerplant sit hy en kyk wat gebeur. Vers 7. Die volgende môre met dagbreek laat God toe 'n wurm kom, en dit het aan die komkommerplant gevreet, sodat dit verdroog het. Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek, en hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. Hy het gesê, dit is vir my beter om te sterf, as om te lewe. Die volgende dag kom 'n wurmpie en eet aan hierdie komkommerplant, en dit verdroog, en nou staan nie meer skaduwee nie. En nou stuur God twee dinge, stuur die wind, en hy stuur die son, en dis nie lekker nie. En die son steek hom op sy kop, en kom ons leer sommer gou 'n Hebreëse woord, dis so 'n mooi Hebreëse woord wat hier gebruik word om te sê, en die son het vir Jona op sy kop gesjoef. Dis die Hebreëse woord, en dit sjoef hom op sy kop. En dit was vir hom baie, baie erg gewees, sodanig, sodat hy gesê het, dis my beter om te sterf, weer 'n keer wat hy sê, dis vir hom beter om te sterf as om te lewe, so dis vir hom glad nie lekker nie.
God is nog nie klaar met Jona nie. Toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Sien, Jona verstaan nie heeltemal van genade nie. Jona verstaan ook nie dat God is, en as hy vir hom 'n komkommerplant gee, kan hy dit ook weer wegneem. Want sien, dis wat genade ook is. Genade is nie om eise te stel nie. Genade is eintlik net wanneer jy dit ontvang, om op jou knieë te bly en dankie te sê, om 'n dankbare lewe ook te leef. Geen reg en aanspraak, geen hiet en gebied as dit by God kom nie. Jona, so waar sê, ek het rede genoeg. Ek is besig om te sterf. En daarom hier die laaste 2 verse van Jona 4. Wat vir ons elkeen en altyd so baie belangrik is. God hoef hom nie aan Jona te verduidelik nie. Maar God sê die volgende, en ek en jy kan dit leer. En daarom moet dit regtig waar verse wees wat ons in ons lewe nie vergeet nie. En besef wanneer ons met God te doen het. Vers 10. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor 'n komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom, en oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. 'n Stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere. Wat hier in die laaste hoofstuk van Jona gebeur, is eintlik totaal uniek. God hoef homself nie te verduidelik aan Jona nie. God hoef hom nie te verduidelik aan jou en my nie. Tog is dit so besonder dat hierdie gedeelte in die Bybel opgeteken is en dat ons dit daaruit kan leer. En wat kan ons daaruit leer? En dit is dat God, wat God is, dat hy soewereine God is, dat hy kan doen wat hy wil. Maar ons moenie vergeet dat elkeen van ons ook net leef omdat God dit vir ons moontlik maak. Omdat God vir ons die ruimte gee en die lewensmiddele gee. Ons het eintlik nêrens 'n reg op God nie. Alles wat ons het en alles wat ons is 'n voorreg. Ons eie lewe, dis 'n voorreg. Dis 'n genadige voorreg wat God dan vir ons elkeen ook gee. Ja, ons godsbegrip bepaal ons godsdiens. Maar wanneer ek vir God klein maak, wanneer ek dink dat ek vir God onder beheer het, dat ek hom kan definieer, is 'n mooi Afrikaanse uitdrukking, wanneer ek dink dat ek vir God onder teel en toom het, soos wat ek met 'n perd het, maak ons 'n baie groot fout. Wanneer ons dink dat ons regtig weet wie en hoe God is, dan moet ons eintlik maar weer vandag vir mekaar daaraan herinner dat ons baie min van God weet. Want God se goedheid is groter as wat ons dink. God se liefde is groter as wat ons dink. God se genade is groter as wat ons dink. Daarom kan 'n mens in hierdie wêreld foute maak en jy kan val, jy kan verval, maar jy val nie uit God se genade uit nie. Ons kan nêrens in hierdie wêreld wees waar God nie in beheer is nie. En as ons 'n begrip van God het, dat ons nie op dieselfde vlak as God is nie, maar dat God daar is, dat God altyd bo ons is, dat hy die skepper is en dat ons skepsel is, dan sal ons as gevolg van ons godsbegrip hom ook dienooreenkomstig dien. As ons hierdie begrip van God het, dat hy ook die God is wat in beheer is, dat hy, ons moet hom vertrou, dat hy sal besluit oor wat, wanneer, waar en hoe in hierdie wêreld ook kan gebeur. Maar ons het die voorreg om in hierdie verhouding met hom te kan staan en so te kan leef. Kom ons gaan leef hierdie dankie lewe. Kom ons gaan leef hierdie lewe tot eer van die Here, nie as gevolg van ons omstandighede nie, maar ten spyte daarvan. En al is dit moeilik, en al is ons ingeperk, en al voel ons by hoeveel dinge, en by tye so ongelukkig oor wat, dat ons nog steeds kan weet, God is ons Vader. Ons is sy kinders. Hy sorg vir ons. Kom ons jubel en juig, en leef 'n dankbaarheidslewe tot sy eer alleen. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dit is vir ons so groot voorreg om vir die Vader te kan noem, om te kan weet dat U Uself aan ons openbaar as ons hemelse Vader. En dankie Here Jesus dat U dit vir ons bewerk het, ons kindskap by die Vader. En dat ons vir U God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees mag gaan bid. En kan weet dat U groter as ons almal is. Dat U in beheer van alles is. En dat U vir ons so lief is.
En dat U vir ons elkeen daarin herinner, dat ons in hierdie wêreld aan die onverdiende en onverdunde kant van U liefde en genade is. Here, help vir ons dat ons asseblief in hierdie wêreld, hierdie perspektief altyd sal bou, om 'n lewe van dankbaarheid tot U eer te leef, om te kan doen wat U van ons vra, om regtig waar kerk te wees soos wat U wil hê dat ons moet wees. Ons soek na U wil, en ons wil dit dan graag doen. Help vir ons en lei vir ons daarin asseblief. Dankie dat ons dit in Jesus se naam van U mag bid. Amen. Kom ons antwoord die Here op sy woord, wanneer ons hierdie lied saam sing. Here, Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Hier U leiding bring bevryding, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. U my redder, groot en magtig, U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar, swak, onseker, tog wil ek U dankbaar dien. God my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my hier na die bestemming, in U woord my opgedra. Laat my lief en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Hier U leiding bring bevryding, al ons skuld het U gedra. Al ons skuld het U gedra. Ons het nou die voorreg om ook te kan gaan leef in hierdie wêreld, om God te gaan dien, na aanleiding van die godsbegrip wat ons van hom het, en daardie godsbegrip is dat hy net hierdie groot, magtige, wonderlike God is. Hy wat vir ons dan ook groet, vir ons elkeen verseker, dat die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die wonderwerking van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en bly, tot ons Here en Koning ons eendag weer kom haal. Amen.